Goeiemôre, ek wil met jou praat oor dankbaarheid. Daar in 1618 tot 1648 breek die 30-jarige oorlog in Europa uit. Dit was 'n haaglike, 'n wrede, bloeddorstige oorlog. In Eilenberg is Martin Rinkart predikant. Hy begrawe tussen 40 en 50 mense 'n dag. Hulle was 4 predikante as gevolg van die oorlog en dood en vlugtelinge. Is net hy alleen oorgelaat in hierdie gemeente in Eilenberg. Hy begrawe sy vrou sonder die troos van 'n kollega. Hy gaan pleit voor die Sweedse leer op sy knieë, bid hy vir uitkoms, want daar's nie voedsel, daar's nie mediese voorraad nie. Peste en siekte het uitgebreek en dit gaan net slegter. Aan die einde van die oorlog gaan sit Martin Rinkart by sy tafel en hy skryf. En die woorde wat uit sy pen uitkom was ongelooflik. Hy skryf nie 'n aanklag oor die ellende en oor die bloeddorstige wrede oor oorlogmisdade nie. Hy skryf nie 'n klaaglied waar hy voor die Here treur en sy klere skeur in rou en ellende nie. Wat skryf hy? Hy skryf hierdie woorde wat uit sy pen uitvloei. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af het hy ons getrou bewaar en tot vandag toe geseën en gespaar. Aangrypend. Martin Rinkart begryp iets wat Paulus ook vir die Kolossense gemeente in 3:15 tot 17 geskryf het, dat dankbaarheid oor jou hart moet heers, dat dankbaarheid jou lofliedere en dankliedere tot God laat sing, dat wat jy ook al sê of doen dit in die naam van die Here Jesus Christus en dank God daarvoor. Jy sien, Martin Rinkart het gesnap dat dankbaarheid is 'n besluit in jou hart, maar dankbaarheid is ook 'n uitdrukking van jou geloof en uiteindelik is dankbaarheid 'n geloofslewenswyse. Mag ek en jy hierdie dankbare lewenswyse aanneem. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Elke dag dit wat die Here vir jou gegee het. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou werk, jou kollegas, jou vriende. Dak oor jou kop, kos op jou tafel. Mag jy sommer net 'n danklied van blydskap en vreugde voor die Here sing. Elke dag. Amen.